Goeiemôre, liewe broer en suster. Dit is weer vir my baie lekker om hier saam met julle te wees. As ek na die mense van hierdie deel van die wêreld kyk, dan dink ek julle is mense wat lief is vir koue. Anders sal julle nou nie meer hier gewees het nie. Ek het nou een van my vriende, Jaap Malherbe, saamgebring. Hy's 'n ouderling daar by ons. Toe ek nou laas moes nou vir julle vertel het, dat ek sê ek kom in die Mielielande preek, toe vra 'n klomp ouens of dit by Nampo is en so. En toe sê ek moet hulle nou maar saambring, maar Jaap was vir 10 jaar in die gemeente hier in die 80s. So vir hom is dit nou so 'n ontdekkingsreis om vanmôre hier te wees. Ons het na hierdie lied geluister en baie keer dan voel 'n mens eintlik, jy wil net sê, ons moet eintlik nou net stil bly en stil sit. En net ons oë toemaak. En vir 'n uur stilte hê. Maar nou is dit so dat Dominee die moeilike werk het om die onsêbare te moet probeer sê. En ek vertrou dat ons saam wees vanmôre vir ons goed sal wees. Kom ons word 'n oomblik stil voor die Here. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, en die oë van die diensmeisie op die hand van haar meesteres, Here, so is ons oë op U, tot U ons genadig is. Amen. Broer, suster, mag genade en vrede vir jou vermeerder word, deur die kennis van God en van ons Here Jesus Christus. Kom ons loof die Here met ons lofsang, en dan moet ek erken, ek het my nota gelos, so ek onthou toe ek dit neergeskryf het, maar nou onthou ek dit nie meer nie. So ons moet nou maar sing wat daar kom. Broer en suster, ons is die gemeente van die Here, soos ons nou net gesing het. En dit is nogal belangrik dat sy mense sal vra wat vir hom belangrik is. Iemand het na Jesus toe gekom en gevra, wat is die grootste gebod? Eintlik is die betekenis daarvan nie wat is die belangrikste ding wat jy moet doen nie, maar is die betekenis daarvan wat is dit wat vir God belangrik is? En dan antwoord die Here. En hy sê, luister Israel, die Here, ons Here, is die enigste God. En jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en met al jou krag. En dan gaan Jesus verder. En hy sê, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself.
En as ons dit hoor, dan weet ons dat ons by die Here is, omdat hy dit waar maak, omdat hy die een is wat genadig is. Kom ons sing daarom hierdie lied 2 keer deur, waar ons sê, Heer, wees ons genadig. Broer en suster, wanneer 'n mens na die Here toe kom, dan is daar 'n gebed wat hy altyd verhoor. 'n Gebed met 'n waarborg onder. En dis die gebed, Heer, wees ons genadig. En daarom kan ek vir die Here se genade verkondig en sê hy kyk in genade na jou. Broer en suster, ons lees vanoggend saam uit Matteus hoofstuk 11, en ons gaan lees van vers 16 af. Nou wanneer 'n mens Matteus 11 lees, dan begin dit by Jesus wat met sy disippels besig was en hulle geleer het. En dit is nogal belangrik dat hy Matteus sê hy het opgehou daarmee. En dan kom Johannes die Doper se disippels na Jesus toe. En Johannes die Doper is in daai tyd in die tronk al opgesluit. En die disippels van Johannes kom vra vir Jesus 'n vraag wat in Johannes se hart leef. En nou moet ons dink, Johannes is gevang. Hy sit in die tronk. Hy weet dit nog nie, maar ons wat dit lees weet dat hy gruwelike dood sterf. En hy wonder, Here, is U die een wat ons verwag het? Of moet ons 'n ander een verwag? En sy disippels vra hierdie vraag vir Jesus. En dan sê Jesus vir hulle, gaan sê vir Johannes wat julle sien. Gaan sê vir hom wat om julle besig is om te gebeur. Blindes sien, dowes hoor, dooies staan op, en mense wat aan die buitekant is, word ingenooi om die goeie boodskap van God te hoor. En dan praat Jesus oor Johannes die Doper, en hy sê Johannes die Doper is eintlik die een wat voor hom moet kom. En hy noem hom Elia, die een wat moet kom. Hy sê daar 'n belangrike ding, en as jy dit vandag weer gaan lees terwyl jy met jou voete in die vuur sit, kan jy dit raak lees, wat hy dan vertel hoe God se koninkryk werk. En hy sê Johannes die Doper is een van die voorlopers van die koninkryk van God. En hy sê in hierdie wêreld word die koninkryk altyd geweld aangedoen. Die koninkryk sukkel om in hierdie wêreld te bestaan. Die koninkryk het eintlik altyd met die geweld van die koninkryke van die wêreld te doen. En
ons weet in Johannes se lewe het dit gebeur, dat hy aan hierdie geweld uitgelewer is en dat sy kop afgekap is en op 'n skinkbord gebring word vir 'n meisie wat dans. En dan praat Jesus verder met die skare, hier waar ons nou gaan begin lees. Maar voordat ons lees, kom ons nader in die gebed tot die Here. Here, baie dankie. Dankie dat U die een is na wie ons kan kom. Dankie dat U die een is wat met genade werk. En dat ons soos ons vanmôre hier sit, mense is wat genade by U gekry het. Dankie dat ons nie alleen is nie, maar dat ons vandag deel kan wees van miljoene der miljoene mense wat reg oor die wêreld vir U aanbid. Dankie dat dit ons saambind. Dankie dat ons deel van U koninkryk kan wees. En as ons nou vanmôre lees, dink, wil ons vra dat dit wat ons doen tot eer van U naam sal wees. Amen. Jesus praat dan met die mense wat na hom luister, die skare. En hy sê vir hulle, Matteus 11 vers 16, maar met wie kan ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is soos kindertjies wat op die markpleine sit en aan mekaar roep. Ons het vir julle fluit gespeel, maar julle wou nie dans nie. Ons het 'n treurlied gesing, maar julle wou nie weer klag nie. Want Johannes het gekom en hy eet en drink nie, en hulle sê hy is van 'n demoon besete. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink, en hulle sê, kyk, 'n vraat en 'n suiplap, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid word deur haar dade reg bewys. Toe het Jesus begin om die stede waarin die mense van sy kragtige dade, waar die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, te verwyd, omdat hulle nie bekeer het nie. Wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as die kragtige dade wat in julle plaasgevind het in Tyrus en Sidon gebeur het, sou hulle al lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar ek sê vir Tyrus en Sidon sal dit op die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, sal jy tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal na Hades afdaal. Want as Sodom die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou dit bly staan het tot vandag toe. Maar ek sê vir julle, dit sal vir die gebied van Sodom op die oordeelsdag draagliker wees as vir jou. In daardie tyd het Jesus gesê, ek loof U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja, Vader, want so het U dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en niemand ken die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Ons lees tot sover. Hier in hierdie gedeelte begin Jesus met 'n vergelyking, 'n voorbeeld van kindertjies wat op die markplein speel. Nou, die markplein destyds was maar die belangrike plek waar almal bymekaar gekom het, en soos almal bymekaar kom het die kinders moes nou maar daar rond gespeel en het hulle ding gedoen en mekaar gejaag, en jy kan jou indink hoe dit op so 'n markplein gegaan het. En dan gebruik Jesus die beeld van kindertjies wat speel. Nou, ek het dit nou weer hierdie week wat verby is
beleef. Ek het met my 4 kleinkinders by die see gewees en hulle speel geweldig lekker saam tot dinge moeilik raak. En dan wil die een nie meer saam speel nie, want hy verloor of hulle doen nie die reëls nie, julle almal ken dit. En dan sê hy net ek speel nie meer saam nie. Die neefies is nou onder mekaar en die boeties is onder mekaar, so hulle weet nou al hoe om onder hulle die ou te hanteer wat nie meer wil saamspeel en hulle sê los hom maar net. Hy moet nou maar weer beter word. Maar baie keer gebeur dit as jy sê ek speel nie saam nie, dan kry jy baie aandag, is dit nie? Dis hoekom jy dit sê, ek speel nie meer saam, en sê maar, ag speel saam, wil jy nie saam speel? En dis hierdie gebeurtenis wat hier beskryf word, wat Jesus sê, dit is soos kindertjies, hulle speel op die markplein, en dan speel hulle nie meer saam nie, en dan sê die ander een, maar ons het vir jou danslied gesing, maar jy wil nie saam dans nie. Wil jy nie eens danslied hê nie? Nee. Nou ja, dan speel ons vir jou 'n treurlied, dan treur ons, dan speel ons begrafnis. Nee, maar ek wil ook nie dit doen nie. En dan sê Jesus, dit is hoe die mense van daardie wêreld is, die mense van die dorpe waarvan hy gepraat het. Hulle is net nooit tevrede nie. Hulle soek altyd iets anders. Hulle het na Johannes die Doper gekyk, sê Jesus. En hulle was nie tevrede met hom nie. Hulle het gesê, nee, die ou is van sy kop af. Ons wil met hom niks te doen hê nie. Niemand kan hom glo of hom volg. En nou kyk hulle na Jesus. Hulle sê, ja nee, ons wil met hom niks te doen hê nie. Kyk met wie is hy vriende, en kyk saam met wie eet en drink hy is 'n vraat en 'n syplap. Wie kan nou na hom luister? Nou? Maar elke keer beskryf Matteus vir ons iets baie belangriks. En dis hoekom ek oor Johannes se vraag al gepraat het. Johannes se vraag, die antwoord wat hy kry op hierdie vraag, is nie 'n lang geleerde redenasie nie. Dis net, kyk, wat doen ek? Kyk, wat doen ek? En ek gaan vertel vir Johannes, wat gebeur. Dit is die getuienis, dat Jezus die een is, wat die koninkryk bring. Dit wat hy gedoen het. Dit is baie interessant dat ons in hierdie gedeelte so 'n bietjie terug lees dat Jesus preek. En julle kan nou nogal interessant gaan lees oral waar beskryf word Jezus het gepreek, het ons nooit die preek nie. Ons het die hele tyd goed wat gebeur. En mense kan dalk hierdie wat ek nou gelees het 'n preek noem. Ek dink dit was dalk meer 'n gesprek. En dan praat Jesus oor die dorpe waaraan hy beweeg het. En hy vergelyk dit met die dorpe wat die ouens van daai dorpe gesê die slegte ouens is. Dit moes interessant, die ouens van die ander dorpe moes altyd 'n slegte klomp ouens. En dan gebruik hy daai slegte dorpe, Tyrus en Sidon en Sodom. En hy vergelyk dit met hierdie mense wat dink hulle is goed. En hy sê, hierdie goed het by julle gebeur. Dit het by julle gebeur en julle sien dit nie raak nie. Dit gaan by julle verby. Dit is interessant, partykeer dan lees 'n mens, Jesus maak iemand wat siek is gesond. En dan kom die skrifkenners na hom toe en hulle sê, wat se teken sal jy vir ons doen om ons te bewys dat jy die Messias is? Hulle het nie gesien nie. Dit het by hulle gebeur en hulle het dit nie raak gesien nie. En nou kan ons vanmôre hier in die kerk sit en kan ons vir mekaar sê, ja, maar ons is nou ook nie in daai dorpe gewees nie. Ons het dit ook nie gesien nie. Wat sê dit vir ons? Dit is baie belangrik dat
ons raak sien wat dit vir ons sê. Want ons het die grootste wonder gesien, wat hierdie mense nog nie in daai tyd gesien het. Die grootste wonder wat alle wonders oortref het. Ons weet van die kruis. Ons weet dat Jesus aan die kruis gesterf het. Ons weet nog meer as dit. Ons weet van die leë graf. En ons weet dat Jesus opgestaan het. En ons het daardie wonder gesien. Ons is deel van daardie wonder. Iemand het in 'n stadium, een van my studente vir my gevra, dokter, glo jy in die opstanding? En ek het vir hom gesê, ja, ek glo in die opstanding. Ek sê toe vir hom, as jy my nou wil kwaad maak, dan moet jy nou verder vir my vra. Dan moet jy nou vra, glo jy in die opstanding op watter ook al manier, wat nie in die Bybel vir my beskryf word nie, fisiese, liggaamlike, whatever, alles wat jy vir my wil vra. Maar die grootste bewys van die opstanding, het ek bietjie in my oormoed gesê, en julle moet dit vir my vandag ook vergewe, en ek hoop ek beskryf, verduidelik dit vir julle mooi. Ek sê toe vir hom, weet jy, die grootste bewys vir die opstanding is ek. Ek staan hier voor jou en ek kan glo in die Here Jesus wat opgestaan het. En daarom kan elkeen van ons wat hier sit, ek, dit op jouself van toepassing maak en sê ek, is die grootste bewys van die opstanding. Want ek kan glo. En ek het 'n lewendige verhouding met die lewendige Here Jesus Christus. En dit is die grootste bewys wat daar is. Dat ons vanmôre hier sit. Toe ons opgestaan het, toe dit hier -4 was. Ek was gelukkig, die koudste wat ek gekry het op die pad, my kar, was -1. Dat ons hier sit vanmôre. Dat ons aan mekaar kan kyk. Dat ons vir mekaar kan sê, glo jy? Ons kan sê, ja, ek glo. Dit word die grootste bewys van die opstanding. So ons het alles gesien. Die vraag is, wat maak ons met dit alles wat ons gesien het? En dan vertel Jesus, en dan gaan hy verder, en hy sê, in Jesus, wat lewe, wat opgestaan, in hom, sien ons wie God is. Ek het dit al baie gesê, en 'n ou dominee herhaal hom, maar ek het dit al so baie gesê, dat ek in 'n stadium van my lewe gewens het, ek kan maar net vir God sien. Wens ek kan so oorkant God sit, en hom in die oë kyk. Die Bybel sê dit sal bietjie te erg wees vir my dalk. Onthou julle, dis wat Moses vir die Here gevra het. Moses wat so naby aan die Here geleef het, het gesê, Here, ek wil U sien. En die Here sê vir hom, weet jy kan eintlik nie. Maar ek sal by jou verbykom. En ek sal jou in 'n gat sit en ek sal my hand oor jou hou om jou teen my te beskerm. En dan kan jy my so van agteraf sien. Maar toe Jesus kom, het hy vir ons kom wys wat vir God die belangrikste is. En as ons iets van God wil weet, kan ons maar net kyk na wat Jesus gedoen het en wie hy is. En dan kom sy uitnodiging
na ons toe. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Met ander woorde, kom na my toe, met dit alles wat jy het, en wat jy is, en wat op jou druk. Dit alles wat die lewe vir jou swaar en moeilik maak. En dan maak hy nie 'n leë belofte nie, en hy sê, en ek sal vir julle rus gee. En nou is ons vraag natuurlik, hoe te ongeluk kom ek nou na hom toe? Bid ek dit net? Sê ek net, Here, hier is ek nou. Ek onthou iemand wat lank nie gebid het nie. En toe ek en die persoon by mekaar sit, dit is nogal onder moeilike omstandighede, ons kan doodgaan enige oomblik, en hy sê, hy het nou nog lanklaas gebid, toe begin hy maar so en sê, Here, dis nou vreemd terug, om so in die lig in te praat, maar ek doen dit nou maar. Moet jy so in die lig in praat, en hierdie vreemderige ding doen? Hoe kom iemand wat vermoeid en belas is? Matteus gee vir ons die antwoord. Hy sê, Jesus sê dan vir hulle, neem my juk op julle en leer van my. Nou daardie term, neem jou juk op, het die rabbies destyds van hulle leerlinge gebruik. As jy by 'n rabbi gaan leer het, dan het jy die rabbi se juk opgeneem. En party rabbies was maar kwaai, en hulle het dit vir jou moeilik gemaak, en jy moes 'n klomp goed uit jou kop uit kon opsê, en hy het jou moeilike vrae gevra, en hy het jou partykeer gestraf, en so het die rabbies met jou gewerk. En nou, as ek die woord rabbi gebruik, nou dwaal my gedagtes, dit klink amper soos die rabbies, maar die rabbies was nogal hard gewees. En as jy 'n rabbi se juk op jou geneem het, dan was dit nie 'n maklike ding om te doen nie. Sy werk was dit nie om dit vir jou maklik te maak nie. Jy moes partykeer op die harde manier leer. En nou kom Jesus en hy sê, julle moet by my kom leer. Ek is julle rabbi. Ek is die een wat voor julle uitgaan. As jy wil rus hê, hoe kom jy na my toe? Jy neem my juk op jou. Jy neem my juk op jou. Nou, weet nie of die kinders wat hier is, of julle nog 'n juk ken nie. 'n Juk was so hout, as ek dit nou maklik beskryf, wat op 'n os se skof neergesit is, wat 2 osse bymekaar, of net 1 os, waar aan die kettinge vasgemaak is, van die wa wat die dier sleep. Die gewig het hier opgelê, en dit is die juk wat jy gedra het. So julle kan nou gaan dit Google weer, om te gaan kyk hoe lyk 'n juk. En die Here sê, jy moet hierdie juk van my op jou neem. En sodra mens dit hoor jy, dit is 'n moeilike ding om te doen. Ek moet 'n juk opneem. En dan kom Jesus en hy sê, maar my juk is draaglik. En my las is lig. Wat beteken dit? Jesus wil sê, dit is 'n juk, maar dit is 'n juk wat jy kan dra. Jesus is die een wat met die rabbies beklei het, en vir hulle gesê het, julle maak dit vir mense moeilik. Julle kyk hoe moeilik julle dit kan maak.
vir mense om by God uit te kom. En daarom sê hy, maar my las is lig. Ek sit nie 'n klomp goed op julle wat julle